Liewe vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre dan kan saam wees so rondom die woord van die Here. Nou, ons is dankbaar dat ons hierdie Vadersdag ook op hierdie besondere manier kan vier, dat ons saam kan wees so rondom die woord, en wil ek hier van my kant af vir elke vader vanmôre sê, ons bid dat die Here vir u werklik sal seën en dat die Here vir u sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Dis 'n groot roeping, 'n groot taak, en ek gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte dat ons eie huis goed moet regeer, dat ons kinders in alle onderdanigheid moet hou, en dat ons 'n goeie getuienis van die buitestanders moet hê. En daarom bid ek vir u as gemeente, en besonder ook ons vaders, dat die Here vir u baie ryklik sal seën ook in hierdie taak, en ook vir al die ma's en die kinders en kleinkinders en almal wat hier is. Ons is die Here innig dankbaar, ook vir hulle wat inskakel op ons uitsendingskanaal, ook op ons Facebook en ons YouTube kanaal. Ons bid dat die Here elkeen baie ryklik sal saam seën. Vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, u woord leer vir ons dat ons uit u volheid ontvang het genade op genade, en kan ons vanmôre terugkyk oor ons lewenspad en kan ons u eer vir al die genade, u goedheid, u barmhartigheid en u guns wat u aan ons bewys het. Dierbare Here, dankie dat u vir ons 'n nuwe lewensdag en 'n geleentheid gegee het, Here, om hier saam te wees in u huis. 'n Plek van aanbidding wat u vir ons gegee het, en baie dankie vir elkeen wat oor die paaie veilig bewaar is, en dat ons vanmôre ook hier kan saam wees. Die liedere kon saam sing, ons harte kon voorberei vir die waarheid van die woord, wat ook vanmôre na ons kant toe sal kom. Dankie vir hierdie wonderlike Bybelboek, Here, 'n kosbare boek wat u vir ons gegee het, geïnspireer deur die Heilige Gees, en ons weet dat die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van ons hart. En ons weet, daar is geen skepsel onsigbaar voor u, die een met wie ons te doen het nie. En daarom eer ons u Vader, dat u bemoeienis met ons aangegaan het, en die feit dat u vir ons, en vanuit die blaaie van die Bybel leer ons u ken, die heilige God, die skepper van hemel en aarde. Ons leer u liefde ken in die openbaring daarvan in Christus Jesus, ons Here. En ons leer dit ken deur die uitstorting van die Heilige Gees, die Gees van waarheid en insig, wat ons lei in die volle waarheid. En daarom aanbid ons u as die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons dankie dat u ook in ons midde teenwoordig is op 'n baie besondere manier. Here, omdat ons weet u gebied u seën ook oor 'n byeenkoms soos hierdie waar u kinders saamkom. Die gebed van my hart is, Here, dat ons u vanmôre sal dien met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krag. Dat ons nie, Here, die getuienis sal kry wat die profete in die Ou Testament vir die volk gesê het, en u later vir die fariseërs gesê het in die Nuwe Testament, dat ons u met die lippe dien, maar ons harte is ver van u nie. Vader, help ons dat ons hart en ons lippe, ons woorde en ons gedagtes, ons hele wese betrokke sal wees in ons aanbidding van u, en dat ons, Here, ook deur hierdie aanbidding nie net self gestig sal word nie net self geleer en gelei sal word in die waarheid nie, maar dat ons ook hiervandaan sal vertrek met daardie begeerte om hierdie waarheid bekend te maak aan die ongereddes daar buite. Die feit dat ons vanmôre gered is, dat ons u ken, dat ons weergebore is net genade. Dis net guns uit u Vaderhand. En ons dank u daarvoor, en wil ons vra dat ons nie hierdie boodskap vir onsself sal hou nie, maar dat ons, soos u die groot opdrag gegee het in Handelinge 1 vers 8, die evangelie sal verkondig in Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Vader, help ons ook vanmôre waar ons die waarheid van u woord sal aanhoor, dat ons 'n gewilligheid van hart sal hê om te hoor, en dan, Here, ook 'n bereidheid om te doen, soos u Gees dit in ons werk. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou, hierdie woorde wat gesing is groot woorde, en die gebed van my hart is dat elke dame ook die een sal wees wat onder haar man sal inkom, om hom ook te help in hierdie goeie stryd wat hy stry. Dit is so dat ons 'n groter verantwoordelikheid het, en voor die Here ook eendag moet staan om rekenskap te gee van hoe ons huisgesinne begelei het, en mag die Here genade gee dat ons ook in hierdie de mekaar samelewing vir die wêreld kan wys hoe lyk God se orde,
En hoe lyk dit wanneer 'n gesin die Here dien, en waar die man voorloop, die vrou volg, die kinders volg, en die Here word in alles verheerlik. Nou ek het vir u gesê as mans, dat ek is baie lief om te bid. Hierdie maand is die manne maand. Die vrouens kry 'n dag, die manne kry 'n maand. En ons bederf u met hierdie hoë standaard wat God vir ons in sy woord kom stel het, en hierdie vereistes vir 'n opsiener, maar ook vir elke man, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons dan ook ryklik sal seën. U sal sien in hierdie gedeelte gaan ons later so ietsie oor die vrou sê, en dan val ons weer weg met die man, wanneer ons by die diaken uitkom. Maar wil ek vir u sê, vriende, hierdie standaard is God se standaard vir die man, in die huis, in die samelewing, in die gemeenskap wat ons moet nakom. En as u vanmôre hier sit en u is 'n jong seun, moet u begeerte wees na die opsienersamp. As u 'n jong is, moet dit u begeerte wees. As u middeljarig of 'n ouer man is, moet dit u begeerte wees om as opsiener nie net in die gemeente nie, maar ook in die huis en in die samelewing vir die Here iets te beteken. Dis wonderlik om te sien hoe die Here mans geroep het deur al die eeue heen om vir sy werk en vir sy koninkryk iets te beteken, en kosbaar om in die geskiedenisboeke te lees hoe die Here ook mans gebruik het in sy diens en tot sy eer. En ons gaan vanmôre aangaan met hierdie reeks. Nou ons is vanmôre by deel 3 van deel baie. Ons weet nou nie waar ek gaan ophou nie. Miskien is hierdie nie net die manne maand nie, miskien is die manne kwartaal. En dink net hoe besonder dit is dat ons 'n hele kwartaal lank kan praat met die mans vanuit God se woord, omdat God se woord ook 'n besondere taak en 'n roeping vir ons het. En vriende, ek wil vir julle sê, en ek het dit vir u ook gesê in die weke wat verby is, God se standaard is altyd hierbo. En dikwels wanneer ons die Bybel lees, dan sê ons, hoe is dit moontlik om hierby uit te kom? En as u daardie vraag al gevra het in u lewe of gereeld gevra het, wil ek vir u sê, u is op presies die regte plek. Want die Here stel sy standaard juis hier, sodat ons kan besef, sonder hom kan ons niks doen nie. Hy wat ons roep, is getrou. Hy sal ons ook in staat stel om aan hierdie standaard te voldoen. En gaan ons val by tye? Ja, ons gaan. Gaan ons opstaan deur die genade van die Here? Ja. Ons gaan verskoning vra, ons gaan belydenis doen van ons sonde, ons gaan vir die Here vra, gee ons genade om meer en meer gelykvormig te word aan die beeld van ons Here Jesus. So kom ons val weg, dan lees ons weer saam uit 1 Timoteus die 3de hoofstuk. Ons lees daar vanaf die 1ste vers en ons gaan hierdie paar verse saam lees en dan gaan ons bietjie kyk in ons 3de boodskap na hierdie gedeelte, vers 4 en vers 5. Dis 'n betroubare woord. As iemand na opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. En jy moet nou die konteks onthou. Paulus, die senior man, die apostel van die Here, skryf aan hierdie jong predikant Timoteus. Jy moet sien, 'n pa onderrig nou sy seun. Paulus is besig om vir Timoteus te onderrig. Hy het alreeds hierdie pad gestap as apostel van die Here. Daar was baie swaar kry, daar was baie hartseer. Timoteus is nou geroep tot die diens. Timoteus staan in diens van die Here. Daar is baie uitdagings en Paulus kom sê vir Timoteus, hier is my boodskap van God aan jou. En dis die konteks waarin ons dit moet lees en verstaan dat dit 'n persoonlike brief is. Dit is hierdie pastorale brief. Paulus skryf aan die jong man Timoteus en eintlik ook aan my en jou, dat ons kan hoor wat die Here van ons vra en wat die Here van ons verwag en die opdrag wat hy ons gee en die roeping waarmee hy ons roep. Vers 2 sê, 'n opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou nugter ingetoe, fatsoenlik gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie. Manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet eers 'n proeftydperk of 'n proeftyd deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter,
betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Ons gaan oor hierdie vers ook praat, so aan die einde van hierdie reeks, so hou moed, kom ons kyk ook wat die Here vir ons wil kom leer uit sy wonderlike woord. Nou vriende, vanmôre is die derde boodskap wat handel oor die gedagte van die man, sy roeping, sy taak en sy optrede, en ons lees net weer vir u, dis 'n betroubare woord, as iemand na opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. En ons het vanmôre dan die voorreg om vanmôre verder te kyk na hierdie baie besondere amp en roeping. Ek het vir u ook gesê dat die dames moet deel wees van hierdie eredienste, juis om te sien wat God van hulle mans verwag, om hulle ook daarin te help. Want u sien, ons kan nie alleen hierdie roeping uitleef wat God oor ons lewens geplaas het nie. U sien, die groot ding is soos die Here in die tuin van Eden vir Adam 'n hulp gemaak het wat by hom pas, soos ons vroue nog steeds ons hulp, wat by ons pas om ons ook te help in hierdie taak en in hierdie roeping en die uitvoering daarvan, om God dan ook te verheerlik. Ek sê dikwels, 'n voël kan nie vlieg met een vlerk nie. So kan 'n man ook nie in die huis hierdie wonderlike roeping vervul, as sy vrou hom nie daarin ondersteun nie. En daarom is ons nie vyande van mekaar in die huis nie, maar juis daar om mekaar te ondersteun, en dan ook die Here so te verheerlik. Nou vriende, ek gaan baie vinnig deur die gedagtes gaan wat ons alreeds hanteer het. U sal onthou, ons het begin met die gedagte dat die opsiener onberispelik moet wees. Elke man, elke jong seun moet die begeerte hê om onberispelik te wees. Met ander woorde, sonder gebreke, een waarteen geen grove kritiek in te bring is nie. Ons gekyk, hy moet 'n man van een vrou wees, nie net getroud wees met een vrou nie, maar toegewyd wees aan die een met wie hy getroud is. 'n Opsiener is 'n single-minded persoon. Daar's nie plek vir 'n ander vrou in my gedagte of in my lewe nie. Hy moet nugter wees, dit is om bedaard, kalm en gematig te wees. Hy moet ingetoe wees, om onthou van uitspattighede, vry van buitensporighede, fatsoenlik, om goed gemanierd op te tree, eerbaar en beskaafd. My teenwoordigheid moenie spanning wek nie. My vrou en my kinders moenie bang wees as ek my oë in die môre oopmaak en hulle sê, Papa Beer is wakker. Dit moenie so wees nie. Hy moet gasvry wees. Die Engels sê given to hospitality, opregte vriendelikheid. Ek laat mense nie ontuis voel nie. Dit moet van die man se kant af kom. Ons dink altyd is die vrou se taak en plig, en as ons op enige manier vriendelik is, dan is ons minder manlik. Vergeet daarvan. Vergeet daarvan, dis noodsaaklik om te sien wat die Here van ons vra. Ons moet bekwaam wees om te onderrig. Ek het vir u laasweek gesê, dis nie die plek van 'n vrou om in die kansel te staan en te sê, so sê die Here nie. Ons lewe in 'n deemekaar tyd, waar die kerk net so deemekaar is, soos die wêreld. Waarom? Want die kerk is welkom, of die wêreld is welkom in die kerk, en die wêreld, die kerk, begin dikteer om te doen wat God nie welbehaaglik is nie. Daarom is die kansel gereserveer vir die man, en van die kansel moet die man die woord van God verkondig. En as 'n man dit nie doen nie, sal hy van God dan ook eendag die nodige vergelding ontvang. 'n Vrou kan nie die amp oorneem omdat die man onwillig is nie, want God het 'n orde. Dis God, Christus, die man, die vrou, die kinders. Hy moet geen drinker wees nie. Nou môre, Dinsdag en Woensdag praat ek oor die warm onderwerp van drank. Op die oordenking, soos u sien, left, dan weet ek jy drink. So, as jy afgaan, dan weet ek jy's 'n drinker. Dan sal ek jou nie oorweeg vir die kerkraad nie.
geen drinker. Ek en my vrou het al baie keer gelag. Baie keer praat jy oor 'n onderwerp, dan sien jy iemand het die groepie gelos, en dan dink jy by jouself, baie gedagtes. Die volgende ene, geen vegter. Iemand wat nie argumente soek nie, iemand wat nie geskille uitlok nie. Geen vuilgewinsoeker nie. Iemand wat nie op enige vuil of onderduimse manier voordeel probeer trek uit ander nie. Hy moet vriendelik wees, iemand wat 'n aangename indruk maak. Geen strydlustige nie. Ek het vir u gesê, daar sekere dinge wat oorvleuel, hulle kan onderskei word van mekaar, maar nie geskei nie. Die gedagte is net, daar moenie 'n veglustige gees by my wees nie. Geen geldgierige nie, om nie behep te wees en 'n sterk begeerte na geld te hê. En ek het vir u gesê, ons hoef nie ambisieloos te wees nie. Ons kan ambisie in die lewe, ons kan hard werk. Maar onthou net een ding, vriende, die belangrikste is, dat jou vrou nie noodwendig net die versorging soek nie. Ja, dit moet ook daar wees. Maar sy soek die man wat haar versorg, in die eerste plek. En die kinders soek 'n pa, in die eerste plek, en dan die versorging wat hy vir hulle bied. Daarom is het belangrik om hierdie orde te handhaaf, en ook die wysheid van God af te bid. En ag vriende, dit is belangrik dat ons gereeld in die môre sal bid, Here, gee my wysheid. Gee my wysheid hoe om pa te wees, om man te wees, hoe om in die samelewing en in die gemeente u te verheerlik, want luister, ons verstaan nie. Ons weet nie altyd nie. Daarom het ons die gees van wysheid en insig nodig. Die volgende ene vanmôre, en ek gaan poog om op my tyd klaar te maak vanmôre, want dit is Vadersdag. Ek weet daar skaapboude en daar is spitbraaie gereël, en ek weet dit gaan 'n geweldige lekker dag wees vir die mans. Hulle gaan verskriklik bederf word, die vroue gaan braai, en al die goeder so. Ek wil nie te lank besig hou nie, maar ek moet net hierdie saak vir u gee. Dis nog 'n bederfie vir u as mans om te sien wat die Here van u vra. Die Bybel sê in die volgende plek, die man moet sy eie huis goed regeer. Baie interessant, die woordkeuse van die Bybel. Hy moet sy eie huis goed regeer. Ek lees vir u net weer 1 Timoteus 3:4. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? U sien vriende, in hierdie volgende gedagte sien ons dat dit een van die belangrikste karaktertrekke van die man en leier is, en dit is om sy eie huis goed te regeer. Dit sluit in sy vrou, dit sluit in sy kinders, en die vraag wat ons van onsself moet afvra is, wat beteken dit dat hy sy eie huis goed moet regeer? Nou die woordjie regeer in die oorspronklike taal is om voor te staan. Dit wil sê in rang, om voor te sit, of by implikasie om te oefen, in stand te hou, oor te wees, te regeer, om 'n beskermer of voog te wees. Ek het gedink aan God se wonderlike woord, en ook aan die tyd van die konings in Israel. U sal onthou, daar was hierdie wonderlike geleentheid waar die Here dan vir Dawid as koning gesalf het, bo Saul. Waarom? In Saul se tyd was dit 'n moeilike tyd, omdat Saul nie 'n koning was na die hart van God nie. Hy het die volk met hardheid regeer en hulle weggelei van God in plaas van nader na God. Dawid, die man van God, bring die volk terug na die aanbidding van God. So ook sy seun Salomo, en die Bybel sê daar was goeie tye van voorspoed onder hulle regering. So verstaan u die gedagte? 'n Goeie koning regeer goed en die mense volg. Dan kry ons koning Manasseh. Dis amper soos Isebel. As jy aan hom dink of jy hoor die naam, is daar onmiddellik vrees. Waarom? Want Manasseh leer die volk om afgode te dien. Hy offer kinders aan afgode. Hy bring alle boosheid in die land en God oordeel die volk Israel. Met ander woorde, 'n bose regering teenoor die goeie regering onder Dawid en Salomo. Vriende, wat baie belangrik is, dat ons sal sien, dat die man as hoof het die goddelike verantwoordelikheid om sy huis te regeer, om leier te wees in sy huis, om die voortou te neem, om met wysheid leiding te gee, om besluite te neem, wat tot voordeel van sy vrou en sy kinders sal wees. 'n Man is nie selfsugtig nie. 'n Man leef nie net vir homself en alles gaan oor homself nie.
die Bybel vir ons sê, ons moet ons eie huis goed regeer, dan beteken dit ek moet myself kan dissiplineer, en ek moet my familie roep en sê, volg my voorbeeld na. Soos die apostel Paulus in 1 Korintiërs 11:1 sê, wees my navolger soos ek dit van die Here Jesus Christus is. Wat beteken dit om my eie huis te regeer? Dit beteken, vriende, dat ek 'n beskermer moet wees vir my vrou en my kinders. Ek beskerm hulle nie net teen die fisiese aanvalle nie. Jy weet hoe lyk dit in Suid-Afrika? My vrou moet veilig voel by my. Ek moet nie die aanvaller wees nie. Ek moet haar beskerm van aanvalle, van geweld en al die dinge, maar ek moet ook beskerming bied teen die aanvalle van die postmoderne tyd waarin ons onsself bevind. Wat beteken dit? As vader moet ek my gesin begelei, en ek moet hulle waarsku en bewaar van die aanvalle van die sosiale media, die aanslag teen die morele en etiese kwessies in ons tyd, die saak van die huwelik, die geslagskwessie, die rol van die man, die rol van die vrou, en al hierdie bepaalde dinge. Ek regeer oor my huis, ek moet toesien dat die dinge reg in my huis geskied. Dis belangrik dat ek moet standpunt inneem teen die bose invloede van die skoolkurrikulum wat sensualiteit en verwronge seksuele oriëntasie aanbetref. Ek vra jou as pa, wanneer laas het jy jou kinders se boeke gevat en gesien wat hierdie bose land en hierdie bose regering vir jou kinders leer? Wanneer laas het jy die boeke gevat en gesê, my kind, kom ons kyk wat hierdie staat vir jou wil leer en wat hulle in jou kop wil inprent om jou vreemd van God te maak en vreemd van sy woord. Ek dink die meeste mans weet nie eens hoeveel vakke hulle kinders het nie. En die hartseer is dat die man verloor hierdie, ek wil amper sê, wonderlike rol wat God hom gegee het, omdat hy nie betrokke is by sy kinders, by sy vrou en wat in sy huis aangaan nie. Luister, en ek wil hierdie woorde gebruik en jy moet hoor wat ek vanmôre sê. As man moet hy regeer deur die standaard van God se woord hoog te ag en wat nie regs of links van hierdie standaard afwyk nie. Hy regeer deur God se woord, want God se woord is die maatstaf, dis die rigtingwyser, dis die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Dis die autoriteit van God gegee, dis God se gesag vir die huishouding. Daarom moet die man gedissiplineer die woord oopmaak en sy gesin vanuit die blaaie van die Bybel begelei. Dis die man se taak en se roeping om sy eie huis goed te regeer. Vriende, waarom is dit belangrik? As ek nie eers 3 of 4 mense in my huis goed kan regeer nie, hoe kan ek sorg dra vir die kudde van God? Ek en my vrou het van dag 1 af in die bediening hierdie filosofie gehad, as ons nie ons eie kinders kan begelei in God se waarheid nie, en as ons nie self die gemeente tot voordeel kan strek nie, bedank ek en gaan soek ek ander werk. Glo my, daar was tye, en u sal sien dit in die tweede punt, sal 'n bietjie daaroor praat, waar daar geweldig oppositie was teenoor hierdie standaard wat ek moes stel, en ook hierdie waarheid wat ek moes uitlewe. Maar deur God se genade het hy vir ons daardeur gedra. Want u sien, as ek my eie huis nie kan regeer nie, as ek 3 of 4 mense nie kan regeer nie, hoe sal ek 50 en 100 en 200 kan regeer? Hoe sal ek verwag die gemeente moet my volg, as my eie gesin my nie volg nie? Paas kan nie net hulle skouers optrek en sê, ag, ek het probeer en hierdie klomp wil in elk geval nie luister nie, so laat hulle maar maak wat hulle wil maak en doen wat hulle wil doen. Nee, ons is getrou aan God se opdrag. Ek het daaraan gedink, vriende, om my huis goed te regeer, moet ek as man voorloop. Ek moet die woord lees en my familie oproep om dit te doen. Ek moet kerk toe gaan en my gesin hierin begelei. Kom ek lees vir u een van baie gedeeltes in die woord. En u sal agterkom, ek kan nie vir u alles sê oor elke punt wat ek kan sê nie. Daar sal nie genoeg tyd en Sondae in die maand of in die jaar wees nie. Maar kom ons kyk gou wat sê Deuteronomium 6. Onthou, in die eerste plek skryf Moses hierdie waarhede
en dit word voorgelees en die mans was die eerste ontvangers. Gaan kyk maar ook in die Nuwe Testament in die tyd van die sinagoges. In daardie tyd in die orde was dit gewees, die man dan die vrou, en baie kere die mans die woord gehoor, en hulle moes dit deurkommunikeer na hulle vrou en kinders. So luister as man vanmôre, wat sê die Here vir jou, en wat sê die Here vir my? Daarom moet jy as man, die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele krag. Ek hoor dikwels hoe kla ouers, dat hulle gesinne uitmekaar val. My vrou is al ewig besig met hierdie ding, of by daardie mense, of op sosiale media, of by hierdie een of ander klas, sy is nie meer by die huis nie, of my kinders is rebelle, hulle doen nie wat God sê nie. Dan gaan kyk jy na die man se lewe, dan vra jy vir jouself die vraag af, sien hy nie? Is hy blind? Staan hy nie? As daar nie 'n voorbeeld is nie, wat het hulle om na te volg? Dit is belangrik om te sien dat ons as mans moet regeer deur God se woord, en hierdie is nie om te sê, maak wat ek vir jou sê nie, maar kyk na my voorbeeld en stap agter my aan. Daar kom tye waar ons die lyn in die sand moet trek, ons gaan nou daarby uitkom, maar het jy die Here jou God lief met jou hele hart en siel en krag? En die antwoord is nee. Ek het hom nie so lief nie en jy ook nie. Maar ons begeerte moet elke dag daarna wees. Die dag wanneer ons in die heerlikheid van die hemel kom, sal hierdie liefde sy klimaks bereik wanneer ons sonder sonde die Here in sy heerlikheid aanskou en hom sal lief hê vir tyd en ewigheid. Vers 6, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Ek wonder as ons begin daar agter, en ons werk hier deur tot hier voor by my, hoeveel mans sal vir my kan sê hoeveel boeke in die Ou Testament is. Hoeveel boeke is daar in die Nuwe Testament? Wat vir my 'n paar verse kan quoteer wat hulle gememoriseer het. Wat vir my kan sê vanmôre met groot vrymoedigheid, luister Gerard, ek staan in die môre op en ek lees God se woord. En ek vat my gesin in die aande en ek begelei hulle in God se woord. As jy dit nie doen nie, is jy te besig. En sal jy vir God rekenskap gee van jou lewe. Hy het jou as leier aangestel, nie jou vrou nie. Sy is nie die een wat inisiatief moet neem nie. Sy is die een wat moet volg. Daarom moet die woorde in jou, hoor dit sê die Bybel, hart wees. Eerste plek in jou hart, en jy, wat staan daar? Jy kan die voorstel maak om die ronde tafel by die huis en vir die kinders sê, wat dink julle? Moet ek hierdie woord vir julle inskerp? Nee, jy moet dit jou kinders inskerp. Daaroor spreek as jy in jou huis sit, op die pad is, lê, opstaan, met ander woorde, tydig en ontydig. Luister, ook moet jy dit as 'n teken bid op jou hand. Dit moet as 'n voorhoudsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis skrywe en op jou poorte skrywe. Nou sê ons klomp mense in 'n demokratiese land, maar dis te autokraties. Dit klink so hard en rigied. Dit klink soos die weermag van 30 jaar. Ek is almal bly, daar was 'n verkiesing gewees en ons bly nou in hierdie demokratiese bose land, waar alles uitmekaar val. Luister, as God sê, jy moet, dan is die argument oor. Hy soek nie 'n voorstel van jou en my nie. Hy sê daarom moet ons te redeneer nie, want hy weet as ons dit nie doen nie, beleef ons die chaos wat ons tans beleef. Jy moet, man, pa, regeerder van jou huis, jy moet deur jou, die woord, jou gesin begelei, jou vrou begelei, want die Bybel sê jy moet jou eie huis goed regeer. Baie interessant is dat jy mans kry by die werk wat goeie leiers is. Mense het respek vir hulle. Dan sien jy hom by die huis en dan dink jy by jouself, kan dit dieselfde man wees? Ek wil vir u sê, dit is belangrik dat ons sal sien, ons moet regeer deur die woord, maar die punt wat baie nou hierby aansluit, en ek het die onderskeid hier kom tref,
is ons moet ons kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Ek lees gou vir u wat staan in 1 Timoteus 3 vers 4. Hy moet sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Ek het na een van die Engelse vertalings gaan kyk en daar staan, church officials must be in control of their own families and they must see that their children are obedient and always respectful. My kind moet nie bekend staan. Calvin moet nie bekend staan as die ou wat hier agter die kerk sit met 'n sigaret en hy waai hom. Kyk as my pa kom, hou net dop. Bekend in die gemeente as die man wat lief is vir die meisies in die gemeente. En elke tweede week sit daar 'n nuwe nooi langs sy. En u weet seker nou hoekom ek hom gebruik, elke pastoriekind is 'n illustrasie. U moet dit nou maar weet, my kinders het dit al van vroeg af geleer. Maar vir jou as pa in hierdie gemeente, jou kind moet nie bekend staan as 'n leenaar en 'n roker en 'n drinker en 'n vegter en 'n seksuele losbandige nie. Ons kan nie in die kerk van die Here Jesus sit en leiding gee vir ander terwyl ons eie huis uitmekaar val en in besonder ons kinders nie. Die Bybel sê vir ons, Efesiërs 6:4, vaders, ouers, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Dis belangrik dat ouers hierdie verantwoordelikheid sal nakom en die grootste verantwoordelikheid lê by die pa. Nou wil ek vanmôre vir u as pa sê, en jy moet vanmôre hoor wat ek vir jou sê, jy's nie jou kind se pel nie. Weet jy wat 'n pel? Ek sal vir u eendag 'n video stuur van die pel. Maar jy's nie jou kind se pel nie. Jy's sy pa. Dis nodig dat ons sal sien dat kinders praat met hulle paas asof hulle een of ander hier jy is, 'n dienskneg is. Hulle praat met hom asof hy niks is nie. Jy's nie sy vriend nie, jy's sy pa. En as jy saam met hom iets doen, het sy golf speel of saam met hom speel of saam met hom ry of saam met hom iets geniet, dan doen jy dit met die nodige respek van 'n pa teenoor 'n kind en 'n kind teenoor 'n pa. Dis belangrik dat ons sal sien, vriende, as hulle met my onmanierlik praat, dat ek die lyne sal reguit trek hier om te berispe. As ek uitgedaag word oor my gesag, dat ek die tug sal toepas soos God dit van my vra. Hoor gou wat sê die Bybel, die woordjie waardigheid beteken, to act, the act of subjecting, obedience of subjection. Met ander woorde, ek moet my kind onder beheer hou. Die woordjie onderdanigheid beteken eerbiedwaardigheid of eerlikheid. Ek het hier op my notas geskryf, en u kom dit seker agter as u 'n kind het. Die kind se wil is sterk. 'n kind se wil is sterk. Kinders wil nie, luister nie, hulle wil nie opdragte ontvang nie, hulle wil die gesag wees. En hulle manipuleer jou op so 'n manier dat jy sleg voel as jy tug toepas. Dat jy vir jouself dink, hoe vrede pa kan ek wees om hierdie kind 2 klop op die bout te gee of 3 klop op die bout. Hoe wreed kan ek wees? Ek wil vir u sê, 'n willeperd, vriende, is 'n mooi dier, maar hy's onbruikbaar. Hy beteken niks. So is ons kinders gebore met hierdie natuur van 'n willeperd. Hulle wil maak wat hulle wil, wanneer hulle wil, soos hulle wil. En ons moet hulle inbreek op 'n Bybels verantwoordbare manier. Ek gryp nie die elektriese koord en slaan hom dat die bloed loop nie. Mag die Here jou genade gee om nie tot daardie uiterste te gaan nie. Jy's daar om hom binne perke te dissiplineer met 'n hart en 'n voorbeeld wat God verheerlik. Jy moet hulle dissiplineer. Leer hulle om in die môre op te staan. Leer hulle om die huisgenote te groet met respek en eerbied. Ek hoor die leuen van mense wat sê, my kind is nie 'n oggendmens nie.
So vandat hulle opstaan tot 12 uur kan hulle almal behandel soos hulle wil. Na 12 uur is hulle dan reg. Moenie die leuen van Satan glo nie. As hulle opstaan moet hulle leer dissipline, groet mense. Dis nodig om in die huis taakies te doen. Sê dankie as jy iets ontvang het, hoe klein dit ook al is. Dis nodig om aan jou ouers, jou onderwysers en onderwyseresse, jou landsleiers, respek en eerbied te betoon. Ek onthou op huis, of toe my oudste 2 seuns op huis was, dan kom hulle by die huis en sê hulle, pa, daai juffrou is vertraag. Klink of julle kinders dieselfde sê. Dan sê ek, nee, die juffrou is nie vertraag nie. Die juffrou is die gesag wat God oor jou aangestel het. Sy kan dinge doen wat miskien nie reg is nie, pa stem saam daarmee. Maar die goeie orde, sy is die leier by daardie skool vir daardie tyd. Ons het later tot 'n beter verstaan gekom dat my vrou ons kinders self onderwys gee en hulle leer en hulle dissiplineer. Maar belangrik om wanneer hulle die polisman te sien. Ja, die skelm ding, hy is seker besig om te tjotjo. Nee, die Here te vra, Here gee genade, dat ons sal sien is die gesag wat U aangestel het, en hulle gaan rekenskap doen vir hulle eie boosheid. Dis belangrik om vir hulle te sê, wat is reg en wat is verkeerd. Ek moet hulle leer om te verstaan wat God se woord vir ons sê. En as hulle die volgende vra wat ek u kan waarborg, u kind een of ander tyd gaan vra. As jy vir hulle opdrag gee, dan vra hulle, hoekom moet ek dit doen? En dan hoor ek die meeste ouers, dan begin hulle met hierdie boek met 4 hoofstukke in om hulle te verduidelik. Want sis en so, nee, gaan hulle. Wie wat sê vir hulle? Omdat ek vir jou sê, jy doen dit. En wie's ek? Ek is die gesag wat God aangestel het. En jy sal doen wat ek vir jou sê, want die woord sê vir my, ek moet jou daarin begelei. Is dit te hard, julle? Geweldig, nee? Dat ons kinders so rigied groot maak. My oudste seun op 'n stadium, nou ek en hy het baie dieselfde persoonlikhede, en wonderlik vriendelik, liefdevol, sag, en al die goedjies wat u kan opnoem. Ek is nou beter, glo my. Vroeger jare was ek erg. En op 'n stadium het hy vir my gesê in hierdie gesprek waar ek in hy kop gestamp het oor 'n saak, toe sê hy vir my hierdie woorde: ek het nie gevra om hier te wees nie. Toe sê ek vir hom die volgende: ek ook nie. Dis die waarheid. Ek sê vir hom, ek het ook nie gevra nie. Ek sê, weet jy wat het gebeur? Ek en jou ma was lief vir mekaar, en toe gee die Here jou vir ons so, buite bullet, seun, jy is nou hier, en jy sal doen wat ek vir jou sê. Vandag is hy 'n getroude man, en hy sê, pa, jy was reg. Jy was reg, jy is eintlik slimmer as ek gedink het jy is. My kinders sê die afgelope tyd vir my pa, jy het baie slim geword. Want hulle verstaan al hoe meer, veral my middelseun wat nou kinders het, dat om kinders groot te maak is 'n uitdaging. Kinders soek nie 'n pel nie, hulle soek 'n pa. Hoor wat ek sê? Hulle soek dissipline, hulle soek rigtingwysers, hulle soek die woord van God as maatstaf. Ek onthou wanneer hulle oortree het, dan sal ek hulle nou elkeen 'n goeie drag slaag gee. Ja, fisiese lyfstraf, ek het dit gedoen. En dan huil hulle, as hulle klaar gehuil het, sit Gerard op die een been, Regard op die ander been, ons praat oor die saak, ons bid saam na die tyd, en hulle gaan vra verskoning vir die een wat hulle te nagekom het. Waarom? En die Here sê vir Abraham in Genesis 18:19, want ek het jou verkies, hom verkies, Abraham. Ek het jou verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Ek pleit vanmôre by die maas, moenie wanneer jou man dissipline wil toepas, hom teestaan nie. Moenie vir hom 'n opposisie wees nie. Help hom daarin dat hy die Here kan verheerlik, want dit is 'n bevel
van die Here. Luister vriende, die Here is nie 'n harde slawe meester nie. Hy's 'n pa wat lief is vir sy kinders, sê hy. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm hy hom oor die wat hom vrees. Maar ons moet altyd vir hulle die gesindheid en hierdie orde leer dat God is heilig. En hy het die orde gestel van God Christus, die man. Die man moet die opdragte uitvoer wat God hom gegee het, met liefde, maar ook met 'n ferm hand, sodat daar nie chaos in hierdie land en wêreld sal wees nie. Het u gelees die afgelope tyd wat gaan aan in die skole? Sien u kinders onderwyser deur die gesig slaan, steek met 'n mes, dwelms, drank, seksuele losbandigheid, kinders wat sommer daar in die badkamers van die skole seksuele gemeenskap het? Dis die vrug van 'n pa wat afwesig is. 'n Pa wat nie God se waarheid uitleef nie. Hulle beskuldig ons dat ons hierdie kalvinistiese, gereformeerde godsdiens het. En dis hoekom ons hierdie apartheid gehad het in Suid-Afrika. En ek wil nie vanmôre praat oor daardie woord apartheid nie. Wat ek wil praat oor is as daar dissipline en orde is daar in 'n gemeenskap vooruitgang wat daar nie meer is nie. Dit het niks met apartheid uit te waai nie. Dit gaan oor orde en dissipline. Weet jy hoekom? Want ons het God hoog geag. As ons Sondag kerk toe gaan, wat dit met respek en eerbied, en nie ma en een kind het daar gesit nie, ma, pa en die kinders het daar gesit. Ons was 6 kinders, pa en ma 8. Ons te bank, ons te ry vol gesit in die kerk, 'n hele ry het ons vol gesit, maar Sondagoggende, Sondagskool, Sondagoggende erediens, Sondagmiddag Bybelklas, Sondagaand aanddiens, Woensdag aand bidhuur en Saterdaand ons jeugaand. As jy jou kinders en jou vrou nie daarin kan begelei nie, is daar 'n probleem in jou siel. Dan moet jy nie eendag wanneer jy die bittervrugte pluk van jou kinders se rebellie en die feit dat jou vrou afvallig raak van God, dit aan die voete van die Here sit en dan wil roep Here, Here, help nie. In die welaangename tyd dien God. Eer hom deur jou gehoorsaamheid en hoe jy jou kinders in alle onderdanigheid hou. Spreuke 22 vers 6, oefen. Hierdie oefen, vriende, is nie wat ek doen in die gym nie. Jy kan mos sien, my kondisie is nie van oefen en hard en intens nie. Dit gaan oor my gewete. Want ek dink by myself, as ek nou vir 20 minute op die tredmil gaan loop, kan ek 'n pizza gaan koop. So as ek nie die 20 minute loop nie, is pizza vir my vandag nie beskore nie, dan stap ek maar. Hierdie oefen gaan oor intense, soos 'n militêre oefening, waar ek hierdie soldate moet brei. Ek moet hulle sterk maak. Ek moet hulle spiere geoefend maak. Hoekom? Want hulle het 'n sekere taak om te vervul. Oefen jou seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Nou vriende, dit is nie 'n belofte in die sin dat elke kind wat jy groot maak in die weë van die Here gaan dien nie, maar hier vir ons 'n goeie barometer. Wat weet jou kind van God se woord? Ek vra jou as pa, wat weet jou kind van God se woord wat hy by jou geleer het? Watter tyd neem jy met jou kind? Hoe begelei jy hom deur hierdie chaos? Want laas jy jou kind se foon gevat. En gekyk na wat sy gemors hulle aan blootgestel word. Dis nodig dat u en ek begeleiding sal gee. Waarom? Want ek is die gesag wat God aangestel het. En ek bid vir sy wysheid, om dit met liefde ten uitvoer te bring, sodat God verheerlik sal word. Psalm 78 vers 3. Wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir ons kinders nie. Ek vertel u vanmôre wat my pa vir my vertel het. Daar was huisgodsdienst gehou in ons huis. Ons het 'n ou ronde tafel gehad. Dan het ons 8 om daai tafel gesit. En as jy dink ek het 'n lasem, moet ek julle aan my pa voorgestel het. Hy sal ons preek daar tot die borde kliphard is, daarna moet dit nog gewas word. Die gedagte is net op die kos in die borde. Die gedagte is net, vriende, wat ons paas vir ons vertel het, moet ons vir ons kinders vertel,
Die Bybel sê, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Ek is seker al vir die 50ste keer besig om deur die boek Matteus te werk. Hierdie keer saam met 'n man soos R.C. Sproul wat daaruit preek. En die liefde vir die Here Jesus groei net meer. As jy hom deur die blaaie van die Bybel aanskou, hy is nie hierdie harde meester nie, maar 'n liefdevolle God, maar hy het 'n standaard. Hy's nie te vind vir elke Jan Rap en sy maat se voorstel nie, want hy weet dat ons sondige harte ons sal lei op 'n sondige pad, en hierdie sondige pad sal ons lei op 'n pad van vernietiging, en hierdie pad van vernietiging sal 'n invloed hê op baie, nie net op my en my huis nie, maar ook op elke ander mens. Ek sluit die boodskap af, en nou moet ek vinnig maak, dat ek my belofte nie verbreek nie. Maar ek het vergeet om vir julle te sê van belasting en inflasie, by die tyd. Laaste gedagte vanmôre, hy moet 'n goeie getuienis hê van die buitestander. Met ander woorde, mans moet 'n goeie getuienis hê van die buitestander. Die Bybel sê die volgende, hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. Met ander woorde, vriende, iemand wat leiding neem in die gemeente. En dit moet elkeen se begeerte vanmôre wees, elke man se begeerte om ook in die gemeente 'n leier te wees, sodat ek in die gemeenskap en in my huis en verder ook vir die Here 'n getuie te wees. Hy moenie 'n nuwe bekeerling wees nie. Waarom moet hy nie 'n nuwe bekeerling wees nie? Vriende, ek weet, baie mense begin goed en vol ywer. Maar as hy lank nie, dan sak hulle uit. Hulle sê, Here, Here, maar as dit kom by die doen, dan is daar 'n probleem, en ek het hier op my notas geskryf, in die kerk van die Here Jesus, mans, luister vanmôre, ons soek nie nalopers nie, ons soek marathon hardlopers, iemand wat deursettingsvermoë het. Waarom moet hy nie 'n nuweling wees nie? Die Bybel sê vir ons, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Wie kan gou vir my sê wat beteken dit? Hoogmoedig. 'n nuweling wat in 'n posisie aangestel word van leierskap is iemand wat hoogmoedig raak, en die Bybel sê vir ons, die sonde van hoogmoed was die duiwel se sonde, Jesaja 14 vers 13, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. U weet ons wat hier gebeur het. Die duiwel het dit reg gekry. Is dit so? Nee, hy het gelees in die Koran, die pos was nie beskikbaar nie, dit was nie geadverteer nie, en hy het uit die hemel gegooi. God is nie daar in die hemel besig om sy kop te krap, met baie respek gesê, en in sy hande en sy hare te sit en sê, ek wonder wat gaan ek op aarde doen, en ek wonder hoe gaan ek al hierdie chaos regkry nie. God is soewerein, hy is presies in beheer van elke mens, en ook so moes die Satan leer, hy dien God. Of daar's nie vir hom plek in God se heerlikheid nie. Die sonde van hoogmoed is in die kerk van die Here Jesus sigbaar. Gaan sit jou televisie vanmiddag aan op God Channel, op TVN, op al hierdie bose kanale. Luister, dis bose kanale. Ek hoop nie jy luister dit nie, of kyk daarna nie. Dis misleiers wat in die naam van die Here mense mislei vir 'n tydelike voordeel, maar hulle sit met 'n hoogmoed in hulle hart, want hulle dink hulle is gelyk aan die Here. En hulle gee dikwels in hulle uitsprake dit te kenne. Die sonde van hoogmoed het gekos dat die duiwel uit die hemel gewerp was. Die Bybel sê verder, hy moet 'n goeie getuienis hê van die buitestanders. Luister, as my werkskollegas of my familie of vriende hoor dat ek in hierdie gemeente is, of 'n leier in hierdie gemeente is, moet hulle nie aan hulle koffie verstik nie. Hulle moenie hulle asem snak en sê, hey, weet julle wie is hy? En ek wil vir u sê, vriende, hierdie tragedie is al hoe meer sigbaar in die kerk. Manne wat bose lewens leef, maandag tot saterdag is hy 'n duiwel, sondag is hy 'n engel. Mag God genade gee dat ons die lyne sal reguit trek, en dat ek saam met u in hierdie gemeente as mans
die Here sal dien, in heiligheid en in reinheid. Want daar gaan 'n dag wees dat ons voor die Here gaan staan. Die Bybel sê met goeie getuienis hy van buitestanders, hoekom? Sodat hy nie deur die duiwel versoek word en mislei word en in dieselfde struik van die duiwel val nie. Daarom leer die Here vir ons in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap in die wêreld. Ek wil vir u sê, dis baie makliker om die duiwel te weerstaan Sondagoggende saam met u. Daar's nie veel versoekings vir my Sondagoggende nie. Dit gaan nogal goed. Ek voel soos 'n reus as ek hier uitstap. Lekker saam met u, ons aanbid die Here, ons sing liedere, ons groet mekaar. Maar dis Maandag tot Saterdag wat ons antennes moet ophou. Krag van die Heilige Gees moet afbid. In nederige eerbied God moet vra dat hy my as man staande sal hou, sodat ek nie in hierdie struik van die duiwel sal trap en die naam van God oneer sal aandoen nie. Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê God, weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Elke seun, elke jong man, elke middeljarige, elke ou man. God roep ons op. As jy nog nie getroud is nie, hier is die standaard. As jy getroud is en jy is leier in jou huis, hier is die standaard. As jy in die gemeente van God dien, hier is die standaard. Hierdie standaard is vir elke man, sodat ons God kan verheerlik in alles. Want u sien, as ek val, luister, as ek as man val, dan val my gesin saam met my. Die kudde van God ly skade. Die reputasie. Die Here sê vir ons, ag, hoe is my naam ontheilig onder die heidene. Die wêreld kyk na jou as man wat bely jy behoort aan die Here vanmôre. En hulle soek iets waarop hulle vinger kan lê om te sê, watter bose man. Mag God vir ons genade gee. Man se roeping, taak en optrede deel 3, hy met sy eie huis goed regeer, sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou, goeie getuienis van buitestanders. Waarom sal ons dit doen? Wat motiveer my? Wat motiveer jou vanmôre? Die Bybel sê, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, nie as nie, wanneer? Ons wag daarvoor. Wanneer dit gaan gebeur, weet ons nie. Maar dit is vlak voor die deur, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Vriende, ek pleit by u, dat ons met wysheid en met insig, en besonder as mans, oë op die eindstreep sal hou, op die wenpaal sal hou, met die Here Jesus Christus as die leidsman en volëinder van ons geloof. Dat ons sal volhard, dat ons nie kompromie sal aangaan nie. Dat ons heilig sal lewe. Dat ons met wysheid sal regeer in ons huis. Dat ons deur die krag van die Heilige Gees ons kinders in alle onderdanigheid sal hou. En dat ons nie in die struik van die duiwel sal trap, deur hoogmoed, of deur verwaand te wees, en die oordeel van God ontvang. Mag die Here genade gee. Ek het vir u gesê, dis 'n hoë roeping, maar ek bederf u met hierdie standaard. Want dit bring ons op ons knieë, en ons sê, Here, ek kan nie. As u nie my in staat stel nie, kan ek nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons op hierdie baie besondere dag, Vadersdag 2024, kon kyk na hierdie baie belangrike aspek in u woord, of aspekte. Bid ek vir getrouheid vir myself, en vir my broeders hier teenwoordig. Help ons om aan te meld vir diens, en te sê, Here, hier is ek. Ek wil elke las aflê, en elke sonde wat my so maklik omring.
en met volharding die wedloop loop wat voor my lê, die oë gefestig op Jesus. Ek pleit by U dat ons gemeente bekend sal staan as 'n gemeente waar die manne die leiding neem en waar die vroue getrou volg en waar die kinders in alle onderdanigheid en respek en eerbied God verheerlik deur hulle lewenswandel. Mag ons 'n getuie wees na buite in hierdie goddelose wêreld. En dat ander sal begeer wat ons het, omdat Christus in ons leef. Ons loof U Here en ons prys U naam dat ons dit kan bid, nie omdat ons die vermoë het om dit na te kom nie, of by hierdie standaard uit te kom nie. Maar Here, ons bid dit omdat ons bely dat U die een is wat vir ons sê, U sal ons nooit by ons kragte versoek nie. U sal nooit 'n standaard vir ons stel wat te hoog is om by te kom nie. En Here, U sal vir ons deur U Heilige Gees in staat stel om te doen wat U van ons vra, want sonder U kan ons niks doen nie. Ons eer U, ons loof U en ons prys U naam.